President Cyril Ramaphosa sê hy wag op die verslag van Ebrahim Rasool sodra hy terugkeer na Suid-Afrika en Absa kry 'n nuwe hoof. Tyd vir die Afrikaanse nuus op die 17de Maart. President Cyril Ramaphosa sê hy verwag 'n volledige verslag van die ambassadeur Ebrahim Rasool wanneer hy na Suid-Afrika terugkeer. Dit nadat die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, Rasool Vrydag uit Amerika geskop het, onder meer oor uitlatings wat hy oor president Donald Trump gemaak het. Volgens Ramaphosa is Suid-Afrika en Amerika in gesprek en is dit vir hom belangrik dat die verhouding tussen die twee lande nie skade ly nie. Intussen het Rasool in 'n boodskap aan familie en vriende gesê hy is nie spyt oor enige iets nie en dat hy en sy vrou uitsien na hulle terugkeer na Suid-Afrika. Die Britse korrupsiebeskuldigde Michael Lomas, wat teregstaan op 65 aanklagte wat verband hou met beweerde korrupsie en bedrog by Eskom, waar hy vroeër as 'n kontrakteur gewerk het, se borgtog aansoek is vandag in die Johannesburgse Hooggeregshof toegestaan. Lomas is op borgtog van R2 miljoen en onder streng voorwaardes vrygelaat. Sy selfoon sal ook onder meer gemonitor word, sodat die ondersoekbeampte ten alle tye weet waar Lomas is. Volgens regter Rian Strydom is Lomas se reg op vryheid die rede waarom hy die borgtog aan hom moet toestaan. Die saak is tot 20 Julie 2026 vir verhoor uitgestel. Die nutsmaatskappy City Power het volgens berigte R335 miljoen aan mislukte instandhoudings en infrastruktuurprojekte bestee, waarvoor bedrieglike fakture ingedien is. Ten spyte van waarskuwings daaroor is die geld in die 6 maande van Mei tot Oktober 2023 betaal. Volgens die nuusdiens News24 wys 'n interne memorandum dat die maatskappy se hoofuitvoerende beampte, Chifularu Mashava, van die bedrog bewus was. Ten spyte daarvan dat die nutsmaatskappy se uitvoerende hoof vir diensleweringssentrums, Charles Kluane, Mashava en 2 ander bestuurders gewaarsku het, is geld steeds aan 8 maatskappye betaal wat die bedrieglike fakture ingedien het. En Standard Bank Suid-Afrika se uitvoerende hoof, wat ook die pos van adjunkbedryfshoof beklee, Kenny Fila, het na 18 jaar uit die bank se diens bedank. Fila sal na verwagting op 17 Junie vanjaar die rol as die uitvoerende hoof en uitvoerende direkteur van die Absa groep inneem. Volgens Absa se raadsvoorsitter Sello Moloko is Fila 'n erkende leier met goeie verhoudings oor die bankwese en finansiële ekostelsel heen en hy beskik oor 'n bewese rekord om resultate in ingewikkelde omgewings te bewerkstellig. Fila sal Absa se tussentydse uitvoerende hoof Charles Russon opvolg. Dankie dat jy saamgekyk het na vandag se nuus. Môre maak ons weer so.